Goeiemôre almal, donderdagoggend, vandag is dit die 4de Desember, die jaar 2025, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons so 'n bietjie gesels oor leuns. Die grootste leuen wat jy ooit in jou lewe vir jouself kan vertel, is dat ek is nie 'n sondaar nie en dat ek het God se genade nie nodig nie. Maak nie saak hoeveel keer jy hierdie leuen vir jouself herhaal nie, dit sal nooit die waarheid word nie. Spreuke 12 vers 19 sê, die waarheid hou vir altyd, die leuen net vir 'n oomblik. Die Bybel moedig gelowiges aan om die leuen uit hulle lewe te hou, want ons behoort aan die Here Jesus Christus en saam met ander gelowiges vorm ons dus die liggaam van die Here Jesus. Maar kom ons gaan lees in God se woord oor leuns. Deuteronomium 19 vers 16 tot 19. As 'n kwaadwillige getuie teen iemand optree om hom 'n oortreding teen hom te getuig, dan moet die twee manne wat die regsaak het, gaan staan voor die aangesig van die Here, voor die priesters en die regters wat in daardie dae sal wees. En die regters moet terdee ondersoek doen, en is die getuies 'n vals getuienis, en het hy vals teen sy broer getuig. Dan moet julle met hom doen, soos wat hy gedink het om met sy broer te doen, so moet julle dan die kwaad uit julle midde uitroei. Ja, moenie vals getuienis gee nie, né? Die wet van God is regverdig, halleluja. Volgende gaan ons so 'n bietjie daarin Spreuke gaan. Spreuke 10 vers 18 en 19. Hy wat haat verberg het valse lippe, en hy wat skindertaal uitstrooi is 'n dwaas. By veelheid van woorde ontbreek die oortredinge nie, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Spreuke 11 vers 3, die regskaapenheid van die opregtes is vir hulle 'n leier, maar die valsheid van die ontroues vernietig hulle. Dan Spreuke 12 vers 19, 'n betroubare lip bestaan vir altyd, maar 'n valse tong net vir 'n oomblik. Dan gaan ons daar na 1 Petrus 3 toe en ons lees vers 9 en 10. Vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle die seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir die verkeerd en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie, halleluja. Dan gaan ons daar na 1 Johannes 1 vers 10. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom, dit is nou Jesus, tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. En ons gaan nou na 1 Johannes 5 verse 10 tot 12 is ons laaste gedeelte. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leienaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe, wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons is so jammer dat ons partykeer gedink het, ag, dit is 'n ou wit leentjie, ek het mos aan niemand skade gedoen nie. Maar Here, 'n leuen is 'n leuen en U hou nie van leuns nie. Here, ek bid dat elkeen van ons bewus sal word dat as ons 'n leuen sou wou spreek, dat ons daaroor sal besin. En vir U vra om ons te help om die waarheid te spreek, want U woord sê tog die waarheid sal jou vrymaak. Here, dat ons nie in leuns met mekaar sal lewe nie, maar dat ons die waarheid met mekaar sal spreek en daardeur vry kan kom. Here, want U woord sê ook in 'n ander gedeelte, bely mekaar julle misdade, sodat julle gesond kan word. Here, dat ons gesond kan wees as 'n liggaam van Christus en ons eensgesind saam kan wandel. Here, dan is ons vurig en kragtig in U woord. Dankie Here vir U woord wat so kragtig is in ons leer. Halleluja. Amen. En amen.